Kersfees hierso. Ek hoop dat jy nou al Kersgeskenke oopgemaak het en dat jy lekker kuier saam met familie, dat jy heerlik vakansie hou. En vandag is ons sommer net bly om te kan sê dat ons Christene is en dat die Here na die wêreld toe gekom het. En geseënde Kersfees vir jou. Mag dit 'n wonderlike Christusfees wees. En ek het sommer gewonder, wie is die mense wat jy dink is sterre, wat die famous people in jou lewe, ons praat altyd van die sterre, is dit een of ander sportster, is dit een of ander ou wat in 'n movie speel, is dit iemand wat sing, soos Taylor Swift, of wie is die mense wat jy dink is sterre? En ons gaan vandag bietjie op hierdie Kersdag, gaan ons saam dink oor die ster van Kersfees, en wat dit vir ons beteken, en wat dit vandag nog vir ons beteken, lankal terug wat dit beteken het, toe Jesus gebore is, toe hy aarde toe gekom het, en wat dit vir ons vandag in 2025 beteken, dat God 'n ster na hierdie wêreld toe gestuur het. Maar kom ons sing eers 'n lekker Kersliedjie saam. Kom ons sluit die oor aan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U mens geword het, dat U onder ons kom woon het, dat U 'n mens se lyf aangeneem het en in stofstrate geloop het, en dat ons op Kersdag vandag kan vier dat U mens geword het, en dat U so lief vir ons is, dat U gekies het om U hemelse woning te los en onder ons mense te kom leef. Dankie dat ons dit vandag kan vier. Dankie vir die mense om ons wat vir ons lief is. Dankie dat ons dit met mekaar kan deel. En dankie dat ons kan weet dat U liefde so groot is vir ons. Seën ons as ons vandag saam dink aan hierdie Kersboodskap. Amen. Want ek wil met jou praat oor die ster van Kersfees en wat dit beteken. Ons lees in die Bybel van die ster van Kersfees en hierdie hele Kerstyd, hier van einde Oktober tot nog bietjie in Januarie sien mens die Kersversierings oral, en Kersversierings is sterre. Dalk is daar bo op jou Kersboom 'n ster, of iewers in die boom hang 'n ster, oral in die winkels is sterre, want Kersfees is saam, as mens dink aan Kersfees, dink mens aan engele, jy dink aan liggies, en jy dink aan sterre. En daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor, want ons lees in die Bybel van die ster van Kersfees, die ster van Bethlehem, wat die wyse manne gevolg het om by Jesus uit te kom, sodat hulle vir hom geskenke kon gee. Nou maats, in die Bybel sê dit nooit vir ons dat daar net 3
wyse manne was nie, want dit is dood eenvoudig, maar ek dink ons lei af dat omdat hulle goud, wierook en mirre vir Jesus gebring het, die geskenke het mense naderhand gesê, maar daar was net 3 wyse manne, maar mense het in die antieke wêreld net nie in sulke klein groepies gereis nie, want jy kan nou dink, as jy nou duisende kilometer moet ry, dan het jy meer mense nodig om te kan veilig wees, om te kan kyk en om te help om voorraad te dra, om kos saam te dra, so daar was net, hulle 10 teen 1, maar in 'n groot groep, seker amper 100 gery, tussen 20 en 100 mense wat saam gery het, en hierdie wyse manne was mense wat uit die ou gedeelte gekom het, waar Daniël, julle onthou van Daniël in die leeukuil, destyds is hulle mos weggevoer, Israel, en toe het hulle daar gebly, en Daniël het daar gebly, en ons dink dat vandag, dat daai wyse manne waarvan ons lees, wat uit die ooste uitgekom het om by Jesus te kom kuier en vir hom geskenke te bring, dat hulle nog geweet het van die Messias wat gebore sou word, en hierdie ster wat sou verskyn, uit dit wat Daniël en sy vriende en die gelowiges daar destyds daar neergesit het, en dat dit nog uit daai goed is dat hulle hierdie kennis gehad het, want die mense, die sterrekykers was astroloë, hulle het gekyk na die ruimte en die sterre, en dan so op 'n manier gesê, maar wat gaan aan in die wêreld, en hoe werk dit, en dit dopgehou, soos vandag nog, maat, sal jy mense ken, en ek praat nou nie van die lawwe goed wat mense skryf, wat sê die sterre voorspel, en omdat jy in hierdie tyd verjaar, gaan hierdie goed gebeur nie, ons glo nie in daai goeders nie, maar daar's mense wat die ruimte dophou, en die sterre dophou, en sien as daar ander tipe sterre verskynsels is, of as die op 'n manier die son en die maan in dieselfde lyn kom, en dit is wat hierdie mense gedoen het, en daardeur saam het hulle so gekyk na hierdie verskynsels, en gesien, maar Jesus ster wat anders te lyk, en op 'n ander plek is, as wat hy oorspronklik is, of waar kom hierdie vandaan, en besef, maar uit hierdie geskrifte wat hulle het, van wat die Israel nog daar gelos het, Daniël en sy mense, maar iewers het daar gesê, dat daar 'n Messias gebore sal word, en dan lees ons in Matteus 2 die volgende, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom, en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Nou maat, hier kom hierdie sterrekykers, hulle sien as iets en hulle volg hierdie ster, want hierdie ster gaan hulle uitbring by die Messias. En daarom volg hulle dit. En dan Herodes, onthou julle nou, is die slegte ou koning, wat dan baie kwaad is, en dan sê, maar kom ons maak kinders dood, en hy is so bekommerd, dat iemand sy plek gaan vat. En nou weet ons mos nou, Jesus het glad nie belang gestel, om 'n koning te wees van 'n land nie. Jesus het belang gestel, en stel vandag steeds belang, om die koning te wees van dit wat die mense se harte aangaan, om 'n hemelse koning te wees. En nou sien ons, as ons verder lees, toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan, en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak, en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het, om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Daar pak hulle weer die duisende kilometer aan, om terug te gaan na waar hulle vandaan gekom het, want hulle het die ster gesien. Hulle het die ster gesien in die hemelruim, maar hulle het ook die ster van Kersfees gesien, die ster van Bethlehem, Jesus Christus wat vir ons gebore is. So maats, ons leef in 'n wêreld wat graag van mense belangrik maak, en hierdie een is belangrik want hulle sing, en hierdie een, en dan lees ons in die Bybel van hierdie Jesus wat as 'n baba seentjie gebore is in 'n stal, en wat niks groot gehad het nie ryk ouers nie baie geld gehad het nie, selfs in die tyd wat hy gekruisig word, het hy nie 'n huis of 'n plek waar hy bly nie, maar hy het 'n plek in mense se harte. En as ons vandag dink oor die ster, en ons is hier op Kersdag, en ons sê Jesus het mens geword, wat beteken dit vir ons? Wat maak die ster, as ons nou uitgaan en jy sien jou kersboom, en jy sien die ster daarbo, wat beteken dit vir ons? Daardie ster sê dat soos die eerste ster, daar toe Jesus gebore is, en die sterrekykers gekom het,
en hulle gelei het na Jesus Christus toe, volg ek en jy steeds die ster van Bethlehem, Jesus Christus. En wat sê Jesus? Kom ons lees in Johannes 14, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, dis Jesus, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. So maats, die eerste keer, toe hierdie ster gekom het Jesus aarde toe gekom en onder ons kom woon. Immanuel, God met ons. Maar die Bybel sê vir ons dat hierdie ster steeds daar is en ons steeds agter die ster aan beweeg. Maar as die ster weer kom, dan gaan ons by God bly. En die Bybel sê vir ons dat God hierdie aarde en hierdie hemel waarvan ons nou deel is, gaan nuut maak en dan gaan ons vir altyd by God wees. En dan gaan ons altyd beleef wat God vir ons gee. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg en ek gaan waar en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. So Jesus sê, hy kom weer, hierdie ster kom weer en dan kom hy ons haal en dan gaan ons by hom bly en waar hy is daar baie plek en daar's plek vir ons almal. So maats, as ons op hierdie Kersdag dink aan die ster van Bethlehem, dan onthou ons dat Jesus mens geword het en dat daar mense duisende kilometer ver gereis het om by hierdie seentjie uit te kom in Bethlehem en vir hom geskenke te bring, want die Messias is gebore. Maar die ster herinner ons ook daaraan dat hierdie selfde Messias, hierdie Jesus Christus, die ster van Bethlehem, na sy Vader toe gegaan het, God die Vader, om vir ons plek gereed te maak. En wanneer hy weer kom, sal ons vir altyd by hom wees. En maats, dis vir ewig. En vir ewig is 'n baie lang tyd. Ons leef, as ons gelukkig is 80, 100 jaar dalk, maar ewig hou nooit op nie. So vir ewig sal ons dan by die ster van Bethlehem wees. So maat, daar is 'n klomp mense wat dink hulle is sterre en dink hulle is verskriklik belangrik want hulle kan vinnig hardloop of goed rugby speel of mooi sing, maar dis nie regtig nie ster nie. Die enigste ster wat vir ons 'n verskil in ons lewens maak, is die ster van Bethlehem, Jesus Christus. En mag ons op hierdie Kersdag dit onthou. Geseënde Kersfees. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U na hierdie wêreld toe gekom het. Immanuel, God met ons. Dankie Here, nog meer dat ons vir ewig by U sal bly as U weer kom. Mag ons, as ons op hierdie Kersdag, as ons al die sterre sien in die Kersboom of in 'n winkelsentrum, mag ons onthou dat U die ster van Bethlehem is en dat U gegaan het om vir ons plek gereed te maak en dat daar baie plek is by U en dat ons eendag vir ewig by U sal aansluit. Amen. Maat, mag jy weet dat God vir jou so lief is dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het en vandag op Kersdag vier ons dit en mag ons daardie liefde uitleef en mag ons weet dat ons na hom toe gaan en vir ewig by hom sal wees. Amen.